Goeiemôre, liewe vriende, of moet ek nou sê broer en suster, want almal hierso is bekende mense, behalwe nou, ek leer nog die jonges ken, wat hier voorrond is. Maar baie dankie dat u hier is, waar ons vanoggend met hartseer, maar uiteindelik ook, dink ek ook met 'n groot stuk diepe dankbaarheid kan kom afskeid neem van oom Gideon. En die feit dat u hier is, sê vir my dat u hom geken het, met hom te doen gehad het, dat julle almal op 'n manier ingespeel het op mekaar se lewens. So baie dankie dat u hier is. Wat sê 'n mens in ieder geval van iemand wat rondom, ek is nie 100% seker nie, maar ek dink is 1994 af, van dat hy daar op Alexanderbaai weg is, en dat hy en Tannie Diens hier kom bly het. Nou van 1994 af is dit nou al nagenoeg aan 'n ewigheid dat julle hier op Kammieskroon kom bly het. En ja, dat oom Gideon gepraat het van Kammieskroon, dis sy plek. Hier in die omgewing het hy groot geword. Dit was deel van sy lewe, en Tannie self. Baie sterkte vir Tannie, vir oom Jakob. Oom Jakob, oom en oom Gideon was die twee langslewendes van julle gesin. En dit is en moet 'n aardige gedagte wees om te dink ek is nou die laaste sederhoutboom wat staan. Baie sterkte vir julle as gesin, vir julle as familiekring, dat die Here vir julle almal rustigheid sal gee, troos sal gee, maar ook 'n stuk diepe dankbaarheid oor die geleende lewe van 'n mens wat diep spore getrap het. Waar hy gekom het, in elk geval ook in Alexanderbaai en hier. Ek sal nou iets meer sê, sommer net goed waaroor hy gepraat het. En wonderlik met hom gedeel het uiteindelik ook. Dankie dat u hier is, daarmee gesê, om dan ook te kom afskeid neem. En ek het vanmôre ook vir iemand gesê, ons is nie eintlik vreeslik in die wieg gelê vir afskeid neem nie, maar daar is soveel emosie by betrokke. Maar dis deel van die lewe, deel van die hardheid van die lewe. So mooi as wat die lewe kan wees, het hy ook 'n harde kant. En dis deel van die harde kant, dat ons as mens net 'n gegewe tyd op hierdie aarde is. Van die dag dat ons gebore word, tot die dag dat ons laaste asem uitblaas. En wat 'n mens uiteindelik ook al sê of kan sê, sou jy ook kon sê, dis goed so. Dis goed so, want wie wil vir ewig op hierdie aarde bly? Dis 'n goeie vraag. Wie wil vir ewig op hierdie aarde bly? Here, ja, soos gesê, ons is met harte wat seer is,
eintlik harte wat nog nie weet hoe om dit wat op ons skoot is te hanteer nie. Ons weet nie of ons moet die bal vang en of ons die bal moet los nie. Dis 'n mengelmoes van emosies. Maar ons weet een ding, Here, die lewe wat aan elkeen van ons gegee word, geleen word, daardie lewe, of dit nou 30 jaar oud is, of dit 40, 50, 80, 90 is, 100 is, dit bly maar in terme van tyd 'n breukdeel van 'n sekonde wat ons die kans gegee word om op hierdie aarde te lewe. En ons wil vanmôre voor U as die gewer van die lewe kom buig, Here. Ons wil vir U sê, U is die enigste ware en lewende God. Ons wil vir U kom dankie sê dat U in die Here Jesus ons Vader is en wil wees. Ons wil vir U dankie kom sê dat U met ons lewens gemoeid is. Van die dag, eintlik nog voordat ons gebore is. Jeremia het gesê nog lank voor die grondlegging van die aarde, was U al met ons gemoeid. En U is gemoeid as Vader. Ons buig voor U in aanbidding in hierdie môre. Ons staan nie voor U, Here, met gebalde vuiste, in opstand, in 'n beklei by nie. Maar ons buig voor U. Want ons wil vanmôre kom bely, Here, U is in beheer van ons lewe. Baie dankie daarvoor. Wees in ons midde, kom seën, kom troos, kom gee krag. Maar dan ook opnuut, Here, versterk daardie dankbaarheid. Want soos ons vandag hier by mekaar is, weet ons nie een, Here, hoe lank ons tyd nog op hierdie aarde is nie. Dankie, Vader, vir U teenwoordigheid. Amen. Gideon, as ek reg het groot geword op Grootvlei. Tannie moet nou vir my sê of ek reg, oom Jakob, oom was mos nou by gewees. So, oom sal kan sê, op Grootvlei het julle groot geword. Het was nie maklike jare nie. Moeilike jare. En oom Gideon het gesê, hy is die ene in die gesin wat glad nie van skool gehou het nie. So, dit is 'n baie bekende ding. Dit is glad nie 'n vreemde ding nie. Wie het van skool gehou? Maar hy in die besonder het nie van skool gehou nie. En uiteindelik het hy na Alexanderbaai beland en hy daar gewerk en eers op 'n, ek is nou nie 100% seker watter ouderdom nie, maar het hy sy ambag gekry daar. En het hy sy hart en sy lewe daar uitgewerk in Alexanderbaai, gehou van wat hy gedoen het. En wat hy gedoen het, was met sy hande en met sy kop. En met sy kop was daar niks verkeerd nie, want vindingryk was hy baie beslis. Prakties
vindingryk om met 'n plan vorendag te kom. As jy nie plan gehad het met 'n ding nie en jy vra vir oom Gideon, oom gee vir my 'n plan, dan het jy daarmee vorendag gekom. Net so. Hoekom maak jy nie so en so nie? Nou, op 'n manier, oom Gideon was nie 'n mens van fimies nie, vol fimies nie. En dis wat eintlik met hierdie, wat moet ek dit noem? Hierdie plasing hiervoor gesê wil word. Hy's 'n man wat vindingryk was met sy kop en met sy hande. En ek dink hierso is seker nie, wel in die kerk is hier goed wat sprekend is van sy hande werk. En besmoontlik is hier min mense in die dorp. Of genoeg mense, as dit nie almal is nie, wat een of ander iets in die huis het wat oom Gideon gemaak het. En so was hy nog besig om vir iemand, ek weet nie vir wie hy besig was, om daardie, dis eintlik 'n stelletjie, daai speeltafelstelletjie, en nou kom daar 'n kas by, maar hy was besig om dit vir iemand te maak. En ek weet nie vir wie dit was nie. As ek reg het. Want hy het mos nou nie gepraat oor die goed nie. As jy daar gekom het, het die goed daar gestaan. En jy vra vir hom dan sê hy, wel, miskien sê hy vir wie, andersins sê hy net vir iemand. En so het hy gewerk met sy hande. En hy was 'n mens met wie jy ook nou nie gesukkel het nie. Goeie, liewe, gawe mens. Maar as hy ook gegaan het vir 'n ding, dan het hy voluit daarvoor gegaan. Op die munisipaliteit waar hy gedien het, in die kerkeraad, in Alexanderbaai, hier in die kerkeraad. Hier het mense hom kwaad gemaak en hy het mense kwaad gemaak maar dit was nie iemand wat kwaad in die hart rondgedra het wat mense betref nie. En ek dink tog, as ek kan sê, geliefd, en dis hoekom u hier is, omdat hy iets vir u beteken het. En dis van Gideon Beson van Lille, dat ons vanmôre afskeid neem. Saam met aan die diens hulle as familiekring. Daar sal altyd 'n leemte wees. Want niemand kan 'n ander man se skoene vol staan nie. Maar as ek reg het, is daar ook niemand anders wat Gideon Beson van Lille is nie. Ek sê nou dit baie vinnig, want ek het nou so, my rekenaar is nou nie meer heeltemal so vinnig nie, maar ek het almal so probeer deurdraf. Ekskuus tog, dis dan nou 'n slegte woord, deurdraf. Maar om Jakob, ek dan die diens sê ek reg as ek sê, daar's niemand anders in die familie wat Gideon Beson van Lille is nie. Dis net een unieke mens van wie ons afskeid neem, maar oor wie ons ook 'n stuk dankbaarheid het. Ek wil op hierdie punt vra of daar iemand is. Ek weet nie of ek iemand moet benoem of ek moet weermagstyl toepas nie, maar daarvoor lê die goeie Afrikaanse woord 'n lighter, en daar's die lewenskers. Sal sien julle twee kans om te kom, om die kers te kom aansteek. Julle twee saam of een van julle? As hy
Baie, baie dankie. Kom ons sing. Ons gaan nou lied 512 gaan ons saam sing, is nader my God by U, en die verse soos dit hier aangedui is. Nader my God by Ek gaan vanmôre lees uit 1 Petrus hoofstuk 1 vers 1 tot 9. Ja, u kan dit hier volg. En dis 'n gedeelte waaroor ek om Gideon nogal heel wat kop gekrap het en ook die wonderlike daaruit gehaal het. Ek het op 'n stadium in 2019 toe ek hiernatoe gekom het ek uit hierdie gedeelte 'n boodskap gebring. Ek wil net sê dit was 'n ander boodskap. Is nie vir oggend se boodskap nie. Maar van Petrus. Maar luister mooi wat Petrus hier sê, né? Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus. Aan die uitverkorenes van God. Vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië, Bitinië, soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus.
Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk. Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewinge, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Tot sover. Verheug julle oor hierdie dinge wat Petrus nou gesê het, selfs al is dit nodig dat julle kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewinge. Wie is daar bes moontlik van die jonges? Skus tog, ek lig julle nou uit, maar nie in 'n negatiewe sin nie. Wat nog nie die droefheid van die lewe ervaar het nie. Almal wat met siekte, van die ligste siekte tot die ergste siekte wat 'n mens kan kry. Of 'n mens het te doen met die verlies van 'n lewensmaat of van 'n groot geliefde in die familiekring. So daar's allerlei maniere waarop 'n mens droefheid kan beleef, waardeur 'n mens beproewinge kan beleef, finansiële beproewinge, noem dit op, droogte beproewinge. Dit is in Namakoland nie 'n onbekende nie. Droogte nie. Om 'n boek van beproewinge te moet skryf, sal 'n verskriklike dik boek moet wees. Want dis die goed waardeur mense, ons as mens, in en deur die lewe gaan, soms. Vir sommige is dit beskore om deur die lewe te gaan sonder diep ingrypende beproewinge. En ander weer, dis die een na die ander, dat hulle laterand wil sê, Here, tog, wanneer hou dit op? Beproewinge het die vermoë om 'n mens plat te druk, aarde toe te druk. Beproewinge het selfs die vermoë om 'n mens te breek. Petrus skryf aan gelowiges. Ek wil dit kwalifiseer. Hy skryf aan gelowiges. In Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië, Bithynië, Kamiskroon, Springbok, Kaap, Strand, Hermanus, noem dit op. Skryf aan gelowiges.
wat beproewinge ervaar, beproewinge wat hulle moedeloos maak en hulle uiteindelik op 'n punt bring waar hulle vra, maar is dit die moeite werd om te glo? Waar is God? Het God met my lewe te doen? Want op hierdie stadium, onder andere van die beproewinge, het die vervolging van die Christene al begin. So klomp Christene is op jag gemaak en uiteindelik op grond van hulle geloof in die Here Jesus Christus doodgemaak. Ander het verwerping belewe en daarvan af kring dit nou net dood eenvoudig uit. Omdat hulle bely het dat hulle in Jesus Christus glo. En nou kom Petrus en hy doen 'n geweldige belangrike ding in hierdie gedeelte en ook wat volg in elk geval in die res van sy brief. Hy gee vir hulle 'n baken. Nou ons ken almal 'n baken. As jy kardou is 'n baken in Kammieskroon. Boesmankop is 'n baken, sneeukop is 'n baken. As jy in 'n vreemde plek kom, dan soek jy een of ander baken om nie jou rigting te verloor nie. Praat dan van spesifiek van kyk as jy aan Johannesburg en daai plekke kom, dan moet jy een of ander baken hê. Of jy moet ook kan sien of hy moet hier ergens in jou kop wees. Anders kom jy nêrens. Jy bly verdwaal. Maar gewoonlik is dit so 'n baken waar jy sien of jy weet waar die baken geleë is en daar rondom soek jy waarna jy soek. En Petrus kom gee vir die gelowiges hierdie moe, hierdie troostelose, hierdie twyfelaars gelowiges. Kom gee hy 'n baken. Wat doen hy? In die eerste plek kom sê hy vir hulle, julle broers en susters is die uitverkorenes van God. Dis wie julle is. Julle is nie een van die Romeine nie, julle is nie een van die heidene nie, julle is nie wie dit ook al sou kom wees nie, julle is deur God uitgekies. Dit is wie julle is. In julle murg en been, julle hart klop. Weet dit. God het julle vooraf al uitbestem en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Nee, julle is afgesien daarvan dat julle uitverkies is julle besprinkel met die bloed van Jesus Christus. En dit kom uit Exodus 34 uit, waar Moses met die offergawe, die offerandes, as die beeste, die skape, bokke geslag is, het hulle bloed opgevang in die bloedbakke, en dan het Moses tussen die mense deurgeloop, en soos die saaiers van ouds, het hy sy hand in die bloed gesteek, en hy die bloed gevat, en hy het gegooi, soos die saaier gemaak het. En soos hy gestap het deur die mense, en hulle besprinkel het met die bloed, het hy gesê, julle is besprinkel met die offerbloed. Dis wie julle is. Julle is nie sommer net hier jy mense nie. Deur God uitverkies, deur God eenkant gesit, deur God besprinkel en rein verklaar. Die tweede ding wat hy vir hulle sê, julle besit 'n wonderlike gawe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk
deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood, nou het julle 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. Dis wat julle het. Julle deel in die opstanding van die Here Jesus Christus. Julle het die dinamiskrag van die Heilige Gees in julle. Nee, die dinamiet, klein maar geweldige plof vermoë. Kragtig. Is in julle. Julle deel daaraan. Nou reeds, in julle moeilikheid, in julle beproewinge, het julle dit. Hou julle oog daarop. Julle is uitverkore, eenkant gesit, besprinkel, rein verklaar, en julle deel in die opstanding van Jesus Christus. En julle lewe met hoop. Dis wat julle het. Julle het hoop. Nie net in en op hierdie lewe nie, maar ook vir die lewe hierna. En die derde ding wat julle het, my liewe broer en suster, twyfelaars, verwerpte mense, vervolgde mense, moe mense. Die Heilige Gees hou julle vas. Julle word deur die krag van God veilig bewaar in hierdie lewe. En ook nie net in hierdie lewe nie, maar ook vir en in die lewe hierna. Uitverkore, besprinkel, rein verklaar, deel in die opstanding in hierdie lewe, né? In hierdie lewe, deel jy, met ander woorde, deur jou geloof in die Here Jesus Christus, besit jy nou reeds, deel jy nou reeds in die lewe, in die opstanding van Christus, die opstanding uit die doodheid. En die Heilige Gees vou sy arms om julle, en op 'n kragtige wyse hou hy julle vas. Deur al hierdie beproewinge, maar God het nooit vir ons gesê en of beloof dat as daar beproewinge is, dan sal hy ons vat en ons oor die beproewinge dra nie, of hier ergens verby die beproewinge nie. Wat hy wel gesê het en beloof, is dat hy ons deur die beproewing sal dra. Deur die beproewing. En of die beproewing is dat jy swaar groot geword het, die beproewing kan mos verskriklike, verskillende gesigte hê. Vir elke mens gaan dit verskil, wat die aard ook al daarvan is of mag wees. Of dit 'n diagnose van kanker is, of dit die verlies van 'n lewensmaat is, van jou broer is, van jou oom, jou neef, jou vriend. Kom sê Petrus, hou jou oë op die baken. My kind, jy's uitverkore in hierdie lewe. Uitverkore om kind van God te wees. Jy's geanker op die fundament van alle fundamente, die rots van alle rotse, Jesus Christus.
Jy deel in die opstanding. En God bewaar jou. In en deur die opdraandes en die afdraandes. In die vreugdes, maar ook in die hartseer. Mag die Here vir elkeen van ons. Want liewe vriende, beproewinge in ons lewens sal daar wees. Dit sal daar wees. Ek het gesê, vir min is dit beskore om sonder ingrypende beproewinge deur die lewe te gaan. Maar beproewinge sal daar op 'n manier wees. Mag die Here ons die krag en die genade gee om ons oë op die baken van alle bakens te hou. En dit vas te knoop in ons asemhaling, in ons lewenswyse, in ons lewenskeuses, in ons lewensperspektief. En dat ons kan weet, in Christus is ons geborge. In Christus ervaar ons iets van die veiligheid. Selfs, al gaan ons deur die dal van die doodskade wees self. Maar dan kan ons saam met, ten minste, saam met 'n Dawid sing, dat al gaan ek deur die dal van die doodskade wees, sal ek nie bang wees nie, want ek weet, in u hande is ek veilig, in u hande dra u my, ook deur die donkerste van donkerste tye, in enige mens se lewe. Mag die Here ons daardie genade gee. En dis iets wat oom Gideon op 'n manier, ek sê op 'n manier, want wie van ons begryp dit ten volle? Oom Gideon het iets daarvan verstaan. En daarom maak dit vir my ook sin, dat hy op 'n punt gekom het en gesê het, maar nou wil ek nie meer kos hê nie. Nou wil ek nie meer medikasie hê nie. Los my nou uit. Ek is reg. Ek is reg om huis toe te gaan. Ek wil net iets anders te lees en daarmee sluit ek af. Paulus skryf in 2 Korintiërs hoofstuk 1, skryf Paulus, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader, hoor hierso, wat hom ontferm, en die God wat in elke omstandigheid moed gee. Moed gee. Nie moed breek nie, moed gee. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. En daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Dan skryf hy in hoofstuk 4, waar hy eintlik die apostelskap bietjie verdedig. En dan skryf hy, nie bekende vers, 2 Korintiërs 4 vers 7. Ons, wat hierdie skat, nou wat is die skat? Dat ons uitverkore is, deur die Heilige Gees eenkant gesit is, besprinkel is met die bloed van Jesus Christus. Ons wat en deel in die opstanding van die Here Jesus Christus en deur die Heilige Gees omvul word. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte,
Nou, dit is 'n bekende beeld. Ons is maar net kleipotte, wat maklik breek, maar die krag wat alles oortref, kom dus van God, en nie van onsself nie. En dan hierdie bekende woorde ook, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Ons word op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. En dan sluit Paulus hoofstuk 4 af. En hier kom die baken in. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, is verganklik, maar die onsigbare is ewig. En dis die baken, dat ons oë op die sogenaamde onsigbare gerig sal hou. Daardeur ontvang ons die krag, die moed, alles wat ons nodig het, om aan te druk, deur te druk, en as dit nodig is, sommer dan net 'n 3 te druk. Dit wat ek gelees het, is goed wat nogal diep gewortel in hom Gideon was. En dit het hy bely. En dit het hy van homself geweet. En ek glo in sy weerlose omstandighede, in sy brose omstandighede, in die omstandighede waar sy uurglas besig was om vinnig uit te loop, dat dit die ding was wat hom ook tot die einde gedra het en laat reageer het om te sê, genoeg is genoeg. Ek wil nie meer eet nie, ek wil niks meer hê nie. Here, ons wil vanmôre opnuut ons oë op U gerig kom hou. U wat vir ons 'n kragtige belofte in hierdie oggend kom gee. En u draai nie doekies om nie, u speel nie, maar u kom gee dit vir ons kragtig. Deur vir elkeen te sê, dat in Jesus Christus is jy 'n uitverkorene. Eenkant gesit, besprinkel met die bloed van Jesus Christus. Deur jou geloof in Jesus Christus, deel jy nou reeds in die opstanding. Deel jy nou reeds in die onverganklike, onbesmetlike erfenis. Word jy nou reeds deur die Heilige Gees vasgehou en bewaar. Maar jy gee ook vir ons 'n opdrag. Gaan leef dan nou, my kind. Gaan leef die lewe van 'n uitverkorene. Gaan leef die lewe van iemand wat weet dat hy of sy geanker is in my en dat ek sy of haar hemelse Vader is en wil wees. Dankie, Here. Ons vat dit en ons maak dit ons eie. Maar ons dank ook U. U dank U ook, Here, dat in alles wat ons kan sê,
om Gideon dit ook aan sy hart geknoop het. Tot die einde toe. En nou is ons gebed, Here, dat U vir aan die diens, in die besonder, om Jakob as broer, neefs, niggies, familiekring, ook daar die genade gaan, en elkeen van ons, die genade sal skenk, om met dit aan ons hart geknoop, die lewe vorentoe aan te durf. En dat ons kan bely, dat in hierdie lewe, maar ook in die lewe hierna, en dat geen siekte, of geen dood, of watter ding ook al, in hierdie lewe of die lewe hierna, ons kan skei van die liefde van Christus nie. En dat ons in U liefde geborge is, veiligheid het en mag beleef. Al waai die stormwind om ons, en al wil die branders van die stormwaters van die lewe ons onderste bo slaan, dat ons geanker mag wees en bly in U. Dankie, Here. Ons vat dit, Here, vanmôre, en ons gaan dit lewe. Nie ter wille van onsself nie, maar ter wille van U. Om U naam te eer, en te sê daarmee, ons behoort aan U. Troos, Here, gee krag, want ons is mense van vlees en bloed, van emosie. En dankie daarvoor. Amen. Ons gaan 'n geleentheid hê, waar daar nou so, ek weet nou nie mooi wat die Afrikaanse is, en met die beste Afrikaanse woord is 'n PowerPoint gewys gaan word. Iets van die lewe van oom Gideon.
Ek wil net vir Jan van Zyl vra om asseblief namens die familie die bedankings te doen. Goeiemôre. Ek hoop almal kan my hoor. Ek het my gehoorstuk uitgehaal, nou kan ek myself hoor. Ja, Dominee Jan, baie dankie. Dit was 'n goeie boodskap en dankie dat ons saam met hom vergif afskeid neem. Ek wil graag aansluit by wat Dominee Jan gesê het. Ons het Gibbas vir my persoonlik 'n broer, meer as net 'n oom. Ek het nie die 80 het ek begin werk in Hazenabaai as 'n 22-jarige, 23-jarige en hy was vir my baie meer as 'n mentor. Hy was alles. Vir 8 jaar het ons baie goed saam gedoen. Maar ek wil graag begin met 'n paar dinge. Net so terugblik, ek gaan ongelukkig van Dominee Jan se goed herhaal, maar het is maar net om, ek wil nie 'n lang storie hê nie, maar as ons gaan kyk, as ons in rekenkundige terme, verkom my, ek was vir 40 jaar in finansies. As ons in rekenkundige terme gaan kyk, dan praat jy van 'n balansstaat. Debiete, krediete. En party slaan sy krediete in die rooi, en dan lyk dit nie goed op die bankstaat nie, of op die balansstaat nie. En as ons oorgaan na ons lewensbalansstaat, dan gaan kyk ons na die positiewe en die negatiewe. Ons is vandag hier om oor die negatiewe te gesels. Daai goed kom van self. Of jy dit wil weet, daar is altyd 'n negatief in jou lewe wees. Maar net so is daar altyd positiewe. En ek het 'n vriend gehad wat altyd gesê het, nou weer in sy rekenkundige terme praat jy van 'n T-rekening. Ook 'n plus en 'n minus. En hy het altyd gesê dat as jy gaan jou positiewe op die pluskant by mekaar gaan sit, sal jy nooit, maar nooit die negatiewe kan oorskry nie. Dit is altyd meer positief as negatief. En dit is so waar van ons lewenservarings, wat ons gaan kyk na wat in jou lewe gebeur. En ek het altyd geluister na hom en hy het dit 'n paar keer vir my herhaal. Ek wil amper vra, waar begin 'n mens met 'n lewe van 82 jaar? Maar kom ons begin by jou diens. Na 'n vol lewe van 59 plus jaar, kan ons maar net sê, dankie vir jou ondersteuning vir hom. Dit was, jy was maar altyd daar. En as ons na sy lewe terug gaan kyk, hy het alles wat hy gedoen het met 'n passie gedoen. Hy het nooit, maar nooit, wat ek kan nou vertel, 'n ding halfpad begin nie, of aangevat nie. Het was altyd voluit, of hy het dit nie gedoen nie. As ons gaan kyk na sy beroep, hy het 'n beroep gehad van plus minus 40 jaar. Ek het op die myn gewerk, maar ek was aan die administratiewe kant. Ek het nooit sy werklike omgewing as ambagsman in daai gedeelte het ek nie geken nie. Daar is ander mense wat
hom baie beter geken het in daai opsig as wat ek hom ooit geken het. Maar ons was 'n mens was nog altyd betrokke. Ek was betrokke by die aankope van goed, op meer betalings van alles wat hulle gedoen het. Dit wil sê, jy het maar geweet, en soos 'n klein plekkie werk ons, maar jy weet van almal. Ek wil amper sê, van goed wat jy nie moet weet, weet jy ook. Gipse, een groot, en dit was, ek dink hy was baie trots op. Van al sy prestasies wat hy gehad het, en wat hy bereik het in Alexander Baai, was ek dink sy grootste prestasie was met die bou van die eerste diamantboot. Het was 'n eerste vir amper in Suid-Afrika, om 'n ding, want baie mense het baie gesê, want mense sê hulle kan nie. En soos Dominiaan het gesê, Giep het 'n plan gemaak. En as jy 'n plan het, dan maak jy 'n plan. En dit was Giep. En hulle die eerste boot wat hulle gebou het, was die Seedelber 1. Dit was vir ons as Alexandersbaaiers was iets groot. Dit was erger as 'n skip. Ek het die voorreg gehad om baie nou saam te werk met die agtergrond. Ons het ek en my vrou is ingegooi in kos maak en sulke goeders en dit was lekker. Dit was ons hele menswees het in Alexander Baai ontstaan, daai eerste 8 jaar van ons getroude lewe wat ons al gebly het. Maar kom ons gaan aan na sport. Giep het 'n geweldige passie gehad vir cricket. Hy het so 'n passie gehad dat hy toe die myn nie vir ons 'n grasnyer wil gee nie, te gaan koop by een. Toe besluit hy, want dit was 'n spesiale grasnyer wat jy moes hê om jou golfblaai te sny. Hy het hom gaan koop. Dan sê maar dis wat ons wil hê, ek sal hom koop. En hy het hom gaan koop. En ons het seker in die hele, in Bucks, jy sal vir ons meer daar kan sê, in die hele Namakplant, dink ek nie, behalwe Oranje Moed in 'n sekere mate, want hulle het die De Beers myn agter hulle gehad, maar in Namakplant was daar nie golfblad soos wat ons gehad het nie. En dis 'n feit. Dis regtig waar. En ek weet hoeveel ure het ons as cricketgemeenskap daar spandeer om werklik 'n goeie sportfasiliteite daar te stel. En ongelukkig is albei van hulle nie meer met ons nie, het ons baie in die muurbal gespeel. Baie slag gekry, harde houe gekry, en dit was baie lekker. Ons het en weer eens, hy het dit in passie uitgeleef. Dan sy stokperdjies. Hy het van vroeg af, wat ek weet, het hy maar alles gemaak. Hy het byvoorbeeld van ons kinders, het een van hierdie, wat is die ding se naam, hierdie perdjies wat jy, hierdie wiegperdjies, hobbelperdjies, dankie. Het hy uit 'n klomp pype, hy neem ons maak 'n plan. En ons het 'n perd se kop geteken en ons het hom geverf, en ek dink hy's nou nog by ons by die huis. Dit is nou al, ons oudste meisie, dit is al 41 jaar oud, en hy bestaan nog, en hy sal seker nooit tot niet gaan nie. Om daarby aan te sluit, Giep het 'n ongelooflike, hulle was nie bevoorreg om kinders te hê nie, maar Giep het 'n ongelooflike passie en liefde vir kinders gehad. Hy sal uit sy pad uitgegaan, vir enige kind. As ek gaan kyk, die jare wat ons aan Alexanderbaai gebly het, wat hy gedoen het vir ons 2 kinders. En Heinz,
Miranda, almal van julle, weet, Santi, julle twee wat nou heeltemal jonk is. Hy het absoluut daai passie gehad om, ek wil amper sê te daal na 'n kind se vlak toe. En ek het dit nie. Ek is baie eerlik, ek het dit nie. Hy het daai absolute passie gehad. Dan gaan kyk ons hier agter. As hy het vir elke kind in die familie, en vir al die meiskinders het almal speeldafeltjies gekry. Daar staan by ons huis nou nog, soos ek sê, Anneke is al 41, nou speel ons kleindogter, speel met daai speelgoed. Dis iets wat jy, dis 'n erfstuk, dis nie net 'n stuk iets wat gemaak is nie, maar dis met daai ongelooflike liefde wat hy het gedoen het. Sy stokpertjies en alles, hy wil baie lief vir tuin maak. Hy het die mooiste dahlias gekweek, rose. En hy het 'n goeie kennis gehad van plante. Dit was werklik waar 'n fees om te sien. As dahlias in die seisoen is, dan het lyk soos, jy kan dit nie glo dat dahlias so groot kan raak nie. Maar weer eens, net daai ekstra passie wat hy ingesit het. Dan kyk ons in die kerk. Sondagskool. Hy was verskriklik lief vir sing, koorsang, kerkraad, en soos Dominee gesê het, goed geveg met almal. En dit kon hy goed doen. Hy was baie goed daarmee. Dan kyk ons, ek wil dit nie graag politiek noem nie, want dan beweeg ons op 'n terrein wat nie die regte terrein is nie. Nie vir hierdie geleentheid nie. Maar hy was 'n raadslid van die munisipaliteit. Ek en hy het baie gesel, daai tyd het ek self vir die munisipaliteit gewerk in Kaapstad. Hy het baie my gebel en sê vir my, jong, wat sê die wet van dit? Wat sê ek moet wette ek het baie met wette gewerk, want ek in die tipe werk wat ek gedoen het. Maar dan kom hy vra hy vir my, maar wil jy nie vir my opkyk? Soos eiendomsreg, sulke goeders. Wat kan ons doen hier in Kamieskroon? Sê ek nou, oké, gee my kans, ek wil kyk wat ons kan doen. Dan was hy baie betrokke by Afriforum. En ek dink dit is ook iets wat hy weer eens met daai ongelooflike passie aangevat het. En het vir hom gaan oor die gemeenskap. Die werklike wat hy kan doen vir die gemeenskap en vir die mense in Kamieskroon. Jy weet van 94 af wat hy sy deel uitgeleef vir Kamieskroon. Dan het hy selfs, my ouma was vir 'n klompie jare in Springbok in die Ouerhuis. Hy het daar sy deel gedoen, wat hy as raadslid op die raad gesit het. Ek het nou gepraat van die gemeenskap, net byvoeg die klomp, ek dink hier soos baie mense wat daaroor kan getuig, dink hy het nie 'n woord geken soos nee nie. Dat in sy woordeskat het nie bestaan nie. En ons gaan kyk na die male sondertal wat hy vir ander mense selfs inkopies gaan doen het in Springbok. Wat hy geraai het en vir hulle gaan inkopies doen het, of medisyne saamgebring het, of mense gevat het dokter toe, of wat ook al. Mense het nooit gehoor wat hy alles gedoen het nie. Dit is net gedoen. Ek kan nie, eintlik is dat te veel om te sê. Dis wie hy was. Dit was sy alles. Ek het baie by hom, soos ek sê, hy was my mentor, en baie goed.
Ek self is ongelooflik lief om met my hande te werk, te krap en te karring. Hy het my baie gebel en sê vir my, jong, my skaaf het gebreek. Dan sê ek nou, wat fout? Nee, die skaaf het gebreek, belt het gebreek. Ek soek 'n belt. Dan moet ek nou rondry, tot ek 'n belt in die hande kry, en dan is het gekoerier af na hom toe, dan bel hy my terug, en sê vir my, nee, ding werk, of die ding werk nie, ons moet iets anders probeer. En so, dit was lekker, dit was baie lekker om te, en as het, dan bel hy my, en sê vir my, jongen, jy het my raad, sê ek my, jy die ou wat die raad het, nie ek nie. Dan sê nee man, ek wil gou dit doen en so dat doen. Sê ek, maar kom ons kyk wat ons kan doen. Dit was vir my ongelooflik lekker. En wat interessant is in Jakob, van jou kant af, jy ken dit ook, jy self is lief vir jou hande werk. Ons het dit alles geërf by ons oupa. Oupa van Lille, en ek dwaal so 'n bietjie af, maar dit is so ingeweef in die familie, is dat die oupa het wonderlike goed gedoen. Ek het gisteraand vir Jakob vertel wat ek het op 'n stadium met 'n skinkbord gemaak. Hier in Pinkstad 9. Maar ek wil toe die 2 handpatsels van die skinkbord, en dan se ek het vuurtjies die gebrande vuurtjies geplak. Nou wil ek die voortrekker se wapen wil ek op die ding sit. Maar nou wil ek die 2 handpals met skeie wees van 'n juk. Dis sê, oupa, nee maar dit kan gedoen word. Maar nou die ding moet mos rond wees. Ek sê maar ons het 'n draaibank nie. Hy sê maar maak hom rond. Ek sê maar hoe? Toe leer hy vir my hoe met hom skaaf te doen. Nou, dis sulke klein goedjies wat 'n mens vir jou hele lewe sal bybly. En tot vandag toe kan ek dit doen. Want ek weet wat ek moet doen. En dit is maar net in die familie. Net as 'n laaste gedagte voordat ek by die bedankings kom. Giep was die 4de kind van 6. As ons gaan kyk na die ongelooflike familievastheid wat daar was. Ons het vakansies, kom kuier ons hierso of op Waterfontein, dan word daar 'n kermisbed vir almal gemaak. En as jy kon maar net nog bykom, dan daar word net altyd meer. Oupa en ouma was nie, hulle het nie, finansiëel was hulle nie sterk nie, maar daar was altyd genoeg. En daar was altyd, ek sal een ding nooit in my lewe vergeet nie. Ons sit een dag by die tafel, nou soos hele familie by mekaar, en die volgende oomblik, dat een van die kinders, of ek kan nie onthou wie nie, wil nog reis hê. En die reis is op. As oupa nou ontevrede oor daai reis, toe is hy nou baie kwaad, want daar moet altyd genoeg kos wees. As ek gaan kyk na ons samesyn, my pa was nou die aanhangsel, maar hy is ingetrek, behalwe dat Giep hom met 'n ketting geskiet het toe hy wou kom keer het by my ma, toe is hy weggejaag met 'n ketting. En Jakob, ek weet nie of jy kan dit beamoen nie, maar ek onthou so iets van die aard. Maar dit is wat Giep was. 'n plaatjie wat ongelooflik was. En as ek een ding wat ek sal nooit vergeet nie, is as ons as by my gesin of as familie by mekaar was, vir alles die 3 jongste broers, die oudste een, om David, hy het so 'n bietjie, hy
Hy was meer gesofistikeerd. Hulle ander 3 en my pa het jy altyd gesorg dat jy agter hulle is. Want as jy voor hulle is, het jy probleem gehad. Want daar sou iets gebeur het. Maak nie saak wat nie, daar sou iets gebeur het. En dit was, as ek gaan terugdink, hoeveel ons gelag het. Ek wil amper sê, dit gebeur nie meer. Dis nie iets wat werklik gebeur, waar die familie by mekaar kom en net, dan lag jy oor goed wat, vandag gaan mense dink, is jy nou gek of wat? Maar dis wat gebeur het. Maar ek wil daarmee afsluit en sê, Giep, rus en vrede. Dit was en hy sal altyd in ons gedagtes wees. Hy sal altyd deel van ons lewe wees. Ons kan dit nie wegvat nie. Baie dankie daarvoor. Vir die bedanking, Tanti, Franswa, en julle 2, Sonja, wat jou naam is, ek is maar swak met, ek sal 'n gesig nooit vergeet, maar naam kan ek nie onthou nie. Maar baie dankie vir wat julle vir diens beteken, en ook vir Giep hulle, waar julle gereeld hulle kom haal het, want hy moes ook Kaap toe gekom het. Die Kaap was te groot. Dit was iets, hy het nie, ek moes hom gehaal in Hermanus, en moet ek sorg dat hy kom by, in Mariesburg, en dan vir hy terug huis toe. Hans, jy en jou familie, Gerard, almal van julle, wat werklik so baie gedoen het, en nog altyd doen vir diens, baie dankie daarvoor. Ons waardeer dit as familie. Dit is onskaging om te weet, daar is mense wat omgee. Ons kan nie genoeg dankie sê nie. Ons kan nie genoeg sê, want dit wat julle gedoen het, of wat julle doen, is in die agtergrond. Ons weet nie alles nie. Daarom, ek kan nie gaan sê van alles nie. Dan, Jakob, ek het nou met jou halfpad genoem al, maar dankie vir jou as broer. Dit wat jy vir hom beteken het. En dankie, Jakob, vir wat julle daar laaste tyd 'n paar keer deurgery het, om te gaan kyk hoe gaan dit. Ons was die laaste Sondag was ons daar, voor hy oorlede is. En ek kon sien, hy is moeg. Maar baie dankie vir daai ekstra deel wat julle ook gedoen het. Dan sê ons dankie vir die Hermanus en vir Gelegen Mediekliniek en hulle personeel. Ek dink hulle het maar moeilik gehad met hom, want hy het nie so opgeëet nie. En hy het nie, sy kos wou hy nie eet nie, want dit is hospitaalkos. En hy is siek. Dis hy my altyd gesê het. En dan, jy moet my help, Santi, ek is Dr. Nien Kemper en Loops. Ja, en ook Dr. Dokter? Fonzene. Okay. Whatever. Maar al die dokters, baie dankie. Ek gaan nou nie die probeer uitspreek. Ons wil vir hierdie gemeenskap en die families en die boodskappe en die WhatsApps en die duiwel weet wat alles, wil ons sê uit ons harte uit. Baie dankie. Die onderskraging, die ondersteuning, dit beteken vir ons die wêreld. Nou sê ons dankie vir die NG Kerk Kambieskroon wat vir ons dit beskikbaar gestel het, en dit was, ons waardeer dit verskriklik. Vir Apop wat hulle
gaan nog moet doen, ek weet nie wat alles nie. Sê maar net dankie vir hulle. En dan wil ons graag sê vir Kaap Agri en die personeel daar, ek wil nie graag 'n naam noem nie, want ek weet nie wie dit almal is nie. Ek noem eerder die hele personeel. Ons wil vir hulle dankie sê vir wat hulle gedoen het in die tyd wat hulle in die Kaap was en die inbrake daar was en het hulle werklik waaruit hulle pad gegaan om ons te help. En dan sê ons dankie vir Kokos vir die reëlings en EJ se help met die klanken en alles. Dan sê ons ook dankie vir die vrouediensgroep wat vir ons die tee en alles voorberei het. Ons sê maar net weer dankie Damian. Ons waardeer jou van jou kant af. Gerda, baie dankie vir jou. En dan wil ek sê dankie aan almal wat ek nie genoem het nie. Dis nie dat ek of ons is net ons het nie vergeet nie. Is net jy kan nie alle name onthou nie. En as julle net agtergekom het ek kan nie eens eie familie se name onthou nie wat ook nog sê van vreemdes. Dus dit is nou maar net. En dan ook vir die laaste is die ondersteuning van die gemeenskap aan diens. Daar was sy agterbly. Ons waardeer dit. Ons die Kaap is ongelukkig nie om die draai nie. 'n Mens kan nie en vandag vir alles gaan kyk na die brandstofpryse en goed. Dit is moeilik. Dit is ek het gisteraand vir iemand gesê dat ons dogter was nou verlede jaar in September was hulle in Italië. Maar toe iemand gepraat van die brandstofpryse. Sê ek nie, Italië is al lang al daar waar ons nou is. Hulle brandstofpryse is verskriklik. En dit is maar net weer eens as ons gaan kyk na die omgewing waarin ons beweeg vandag. Maar baie dankie mense. Dankie vir julle opkoms. Dankie dat julle omgee. En dankie dat julle omgee vir diens en giep. Dit is wat ons waardeer. Dankie julle. Mooi bly. Nee, ons sluit met lied 519. Daai bekende woorde: wees stil en weet ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. En wat daarop volg. Ons sluit met hierdie lied. Wat eens gesukkel het om te brand,
Maar wat brand, al lyk dit nie vir julle so nie, ek kyk om hier van bo af. Ekskuus tog, dit klink nou vandag as ek sê, ek kyk om hier van bo af. Maar die kers brand, dis al wat ek wil sê. En ek gaan nie vra dat hy doodgemaak word nie, maar dat die herinnering sal bly voortleef. Want daar is, en daar gaan 'n leemte bly. En dit kan ons nie verander nie. Maar, ek wil hê dat ons graag hiervandaan af moet weggaan, met die wete van die laaste reël, van die 4de vers wat ons saam gesing het, dat God beloof, dat hy met ons sal gaan. Hy beloof dit. Net soos hy vir ons die bakenpunte gegee het, waaraan ons kan vashou, en ons lewens, ons asem, ons hartklop, ons alles aan kan bind. Gaan leef in die teenwoordigheid van die Here. Gaan leef met dankbaarheid, ook teenoor die Here, vir die lewe wat vir u en vir my gegee is. Maar gaan leef ook met die sekerheid dat die krag om my beproewinge te hanteer, dit kom van die Here af. Dit lê nie in onsself nie, dit kom van die Here af. En hy sal dra en deurdra. Mag dit die ervaring wees, ook in u elkeen se persoonlike omstandighede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen gaan. Amen. U word Amen. 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 U word genooi om saam met die familie 'n koppie tee, en as u soet is, dalk een of ander pesel dingetjie kan te kry. Maar kom kyk mekaar in die oë, want die sleg is dikwels is dit net nog by 'n begrafnis, waar 'n mens mekaar so in die oë kan kyk. Vroeër was troues by, maar nou is dit nie eers meer 'n troue nie. Blief.